Glo jy in jouself? Yes, en hy begin vir my challenge, en ek dink dit was 3 of 4 minute in die gesprek, en toe begin ek chant. Toe kom ek agter hoe min glo ek in myself. Partykeer het jy alles, maar jy het niks. Jy voel jy beleef die beste, maar eintlik is jy op so gevaarlike, ek kies die woord, gevaarlike plek. Want as jy nie reg glo nie, gaan jy jouself nie reg posisioneer nie. As jy jou nie reg posisioneer nie, bevind jy nie regte proses nie. En as daardie goed in jou lewe nie na die regte plek toe beweeg nie, gaan jy altyd frustrasie ervaar. Gaan jy met hard werk waar jy smart kon werk. Gaan jy goed op 'n ander manier interpreteer. Al word dit donkerder, gaan jy lig ervaar. Al word mense om jou bitter, gaan jy blydskap beleef. Dis amper asof ek uit daardie gesprek uit 'n klompie woorde gevat het en ek het geskryf, want hy's besig met 'n boek en dit was net merkwaardig wat hy in my gees my mee gekonfronteer het, en daarom gaan ek hierdie volgende paar weke in my eie ondersoek jou op avontuur vat. Man van God, glo in jouself. Stamp in iemand, sê vir hom, is tyd om in jouself te glo. Jesus se woorde, Filippense 2:5. Daar's 'n gesindheid wat in ons moet wees. Nou Paulus skryf hierdie spesifieke sinsnede en die ontvou daarvan kom uit 'n tronk uit. Hy's nie in 'n gemak van 'n paleis. Hy sit nie met aircons en tannies met palmtakke wat lemoensap aandra nie. Nee, hy's in 'n tronk, in 'n dungeon. Dis 'n slegte tyd in sy lewe, dis 'n moeilike seisoen wat hy ervaar, en dan praat hy oor attitude. Dan sê hy dan moet 'n gesindheid in julle wees. Nou vanaf vers 6 tot 11 breek hy oor wat sy gesindheid moet wees soos Jesus. Maar hoe daai gesindheid moet lyk, maar hy praat in hierdie konteks en hy challenge die gehoor van Filippi. Dis 'n kerk vir wie hy baie lief was 'n spesifieke gemeente waar ek aanneem in oorlewering en my opinie waar hy maar ook gereeld by gemeentes gaan bedien het, maar hierdie gemeente het hy baie gelike. En toe begin daar in die gemeente klomp konflik ontstaan as gevolg van waninterpretasie van gebeure. Een ou sê nee dit en die ander ou sê dat. Dis amper maar die tye waarin ons vandag is. Ons kyk na dieselfde ding, maar ons sien iets anders. Ons sê iets anders. Party ons sien iets en sien 'n geleentheid. Ander ouens sê ag alweer. Party ouens kyk na dinge en dan sê hulle, yes, ons kan net beter hier vanaf. Ander ouens sê, nee, ek is klaar en ek is down, ek is out. Dit het alles te doen met attitude, persepsie, belewenis. En Paulus skryf en hy maak hierdie sinnetjie dat dit deel van die Bybel is, en dit gaan ons grondvers wees in ons reeksie, want daar's 'n gesindheid wat in my en jou moet wees, wat daar ook in Jesus was. Nou vinnig, 2 aanhalings wat ek aan jou wil voorhou. Sê gesindheid of attitude is die lens waardeur jy die lewe sien. Dis die stem waarmee jy uitdagings aanspreek, en dis die krag wat bepaal of struikelblokke jou gaan breek of jou gaan bou. Dis wat gesindheid is. Attitude is incredible. Hier's 'n ander ding wat hy sê, jou vermoë bepaal wat jy kan doen. Come on, jy weet wat jy kan doen, is jou vermoëns, maar jou motivering bepaal hoeveel jy gaan doen, maar jou attitude gaan bepaal hoe ver jy uiteindelik in die lewe sal gaan. Jou vermoë bepaal wat jy kan doen, jou motivering bepaal hoeveel jy gaan doen, maar jou gesindheid bepaal hoe ver jy eintlik sal gaan en of jy dit gaan deursien en gaan klaarmaak en of jy gaan beleef wat God jou beloof. Hebreërs 10:34 sê die skrif, party mense wat in daardie tyd geleef het in 'n tronk beland, en hulle was ondersteun en dit was mooi om te sien wat daar gebeur het. Maar luister mooi, hulle wat in die tronk beland het bly glimlag. Hulle het net bly glimlag toe mense al hulle goed gevat het omdat hulle Christene was. So skryf die Hebreërs skrywer, hy sê, julle kon dit ook doen, want julle het geweet dat daar in die hemel dinge is wat ver beter is, wat niemand by jou kan wegvat nie. En daar's 'n rede hoekom ek hierdie vers wil ingooi, want van ons is nie meer bly mense nie, ons het nie glimlag nie, jy's nie eens in 'n fisiese tronk nie, jy sit dalk in 'n emosionele tronk, of jy's in 'n uitdaging, is moeilike omstandighede,
en jy beleef jouself in 'n ingeperktheid. Dit is 'n tipe van 'n tronk waarin jy is. En ons kan ons so vinnig daarin praat, ons kan ons so vinnig daarin sit. Jou denke sit jou in 'n tronk. Ek kan nie, nee ek gaan nie, ek's nie lus nie. Jy plaas jouself in 'n tronk. Jy kanselleer vryheid, jy kanselleer die moontlikheid van 'n wonderwerk wanneer jy negatief praat en jouself inperk met jou denke en dit wat by jou mond uitkom. En nou sê hulle daar's ouens wat in fisiese tronke gekom het, maar hulle glimlag was nie gesteel omdat hulle as gevolg omdat hulle Christene was te nagekom was nie. Inteendeel, hulle het geweet terwyl hulle op die aarde was, is dit nie die hier en die nou en die goeders wat ons by mekaar kan maak wat hulle bly mense maak nie. So they had an attitude. Daar's iets wat niemand van my kan wegvat nie wat in die hemel is. Hier kan jy kan my skop, jy kan my slaan, jy kan my vloek, jy kan my skiet, jy kan my selfs doodmaak, maar jy kan my nie doodmaak nie. Jy kan my skiet dat ek hier voor jou sterf, but I'm not gonna die because I'm alive in Christ. So dis 'n gesindheid en daarom kan ek 'n bly mens wees. Jy kan oor my sê, jy kan aan my doen net wat jy wil. Omstandighede kan my inperk, mure kan my vasdruk, die winde kan waai, ek kan met my wat ook al gekonfronteer word en probeer en voel dis die einde daarvan. Maar as jy nie in jouself gaan glo en betyds die regte gesindheid gaan akkommodeer nie, gaan jy in jou tronk sit en 'n bitter mens wees. Jy gaan in jou huis bly, jy gaan in jou huwelik wees, jy gaan in jou huishouding, jy gaan in jou besigheid, jy gaan in jou werksplek, jy gaan in hierdie land, jy gaan in hierdie dorp, gaan jy 'n mislike mens wees. Terwyl ek dit sê, besef ek ken min mense wat die teendeel wys, wat altyd glimlag en opgewonde en positief is. Hoe ek dit weet is, dat ek by jou kom kuier en ek gaan jou vra, hoe gaan dit? Nee, alright, nee, hou op om die Christianese hallo te sê, en daai tipe van, as ek jou vra, hoe gaan dit regtig? Daar waar die taai irriteer slaan, hoe gaan dit regtig? Het jy genoeg geloof in jou, dat jy is waardig om jou vrou se man te wees? Het jy genoeg geloof in jou dat jy waardig is om jou kinders te lei in alle waarheid, dat jy leer van die vrees en die wee van die Here? Het jy genoeg geloof in jouself dat dit wat God binne in jou hand sit, talent, ywer, tyd en geld, dat jy dit reg bestuur en 'n goeie rentmeester daarvan is? Het jy genoeg geloof in jouself dat jy versigtig is wat jy met jou kansel maak? Jou kansel is jou hart. Ek en 'n predikant praat gister, hy sê, hy sit niemand op sy kansel wat rood en druk nie, want dis wêreld, jy kan nie wêreld inbring na 'n plek waar leierskap moet funksioneer nie. En daar's soveel waarheid daarin. Ons gaan kompromie aan ons substandaard, want weet jy hoekom? Jy glo nie meer in jouself nie, en die rede hoekom ek dit weet is, want jy sit 'n klomp drek in jou liggaam. As jy regtig glo dat jy is wie God sê jy is, en jy syne, dan behoort jy nie 'n klomp gemors in jou liggaam in te druk nie. Watch wat jy eet. Watch wat jy insit. Dit het 'n effek op wat jy met die tempel van die Heilige Gees doen. As jy genoeg geloof in jouself het, gaan jy goed na jouself kyk, winter, somer, lente en herfs. En al is jy in watse omstandighede, hier lees ons in Hebreërs 10 van ouens wat in 'n tronk sit, alles van hulle weggevat, net omdat hulle die naam van Christendom gedra het. But they couldn't steal their joy. Hulle blydskap, hulle glimlag kon nie weggevat word nie, want hulle het geweet, wat ons het is nie hier en nou nie, dis wat eendag in my lewe gaan ontvou. Daarom wil ek vinnig met jou vanmôre begin, en ek wil die eerste gedeelte praat oor attitude, jou gesindheid, hoe jy goed sien, en die gesindheid, hoe jy dit interpreteer, gaan bepaal wat gebeur. Hoekom gesindheid? Want daar is altyd 'n beter belofte. Hebreërs 10:35 sê, julle moet vasbyt. Broers, julle vanmôre hier by my, elkeen van julle, of jy op 'n plaas bly in die dorp is, of dit met jou goed of minder goed gaan, of jy gesond is of uitdagings in die gesig staar, byt vas. Want as jy aan om te doen wat God vir jou sê en wat God van jou wil hê, sal hy sorg. Nie die regering nie jou baas nie. Sal hy sorg dat hy vir jou sal gee wat hy gesê het. Jy hoor my dit oor die jare baie keer sê, jy sal word wat God gesê het jy kan word, en jy kan beleef wat hy jou beloof het. Hier's die vers daarvoor. Hebreërs 10:35. Daarom byt vas. Kry die gesindheid en die mentaliteit, I'm gonna keep on keeping on, I'm not gonna lose this fight. Ek
Ek gaan aanhou om my ritme te hou. Ek gaan aanhou in hierdie ritme om te bid. Ek gaan aanhou in hierdie ritme om te vertrou. Ek gaan aanhou in hierdie ritme om Bybel te lees. Ek gaan aanhou in hierdie ritme om deel te wees van die oplossing en die groter plan. Ek gaan die lokale kerk ondersteun. Ek gaan betrokke wees in die markplein deur sout te wees wat gestrooi kan word en lig wat daar kan skyn en 'n verandering kan bring. My besigheid sal staan op Christelike waardes. My huis sal funksioneer soos iemand wat sê, hier bly die Heer. Dis 'n beter belofte. Something good is on its way. Just keep on trusting. So hierdie gesindheid van 'n beter belofte. Hoe kry ek dit? Jy begin anders dink. Broers, jy het nodig om te verstaan, jou denke is van kardinale belang. Jou denke kan so vinnig gepenetreer word, so vinnig is dit, dis hier waar die switch kom, dis hier waar jy die spoed bepaal, dis hier waar jy sê, ek gaan die kar koop of nie, dis hier waar jy sê, ek gaan my vrou verneek of nie, dis hier waar ek sê, ek gaan nie, dis hier waar dit gebeur. Nou kom Paulus in Filippense en sê, moenie net in jouself dink, of die hele tyd aandag soek, deur dinge oor jou te laat gaan nie. Don't try and impress others. Dis nie hoekom ek en jy op die aarde wees nie. Kry die gesindheid van die individu wat die minste kan wees, sodat jy die meeste kan word. Niemand moet net aan homself dink nie, elkeen moet ook die ander omstandighede. Dis hoekom ons byvoorbeeld maandag aand te bid hier roep uit hierdie stad. It's not about us and our security here in the Northwest, in mid-South Africa. We've got brothers and family, ek self het familie daar. Pastor Paul waar daar sit, en hy is een van die persone wat met my gepraat het, en hy is ook die persoon wat die initiatief geneem het. Hy het familie, die hele kus vol, George, daar's ons die land het die Here nodig. So ons kan nie net aan onsself dink nie, ons moet in die gap kom staan, ons moet aan hulle dink. Hoe gaan ons dit doen? Deur gebed. Julle moet Christus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle daaroor dink en voel. Ons kan nie deur hierdie lewe gaan met die gesindheid, ag, ek worry nie oor ander mense, net solank ek okay is. Ek gaan jou skok. As ander mense nie okay is nie, is jy nie okay nie. Want jy is deel van 'n liggaam. Behalwe as jy jouself gebutcher het en afgesny het van die liggaam van Christus, maar dan kan jy jouself nie meer 'n Christen noem nie. If you're a Christian, you're part of Christ. And Christ got a body on earth. And those who believe in him is part of that body. So ons moet anders begin dink oor waarmee ons onsself bevind. Hoe jy met mense werk, sê vir God hoe jy oor hom voel. Hoe jy met mense praat, openbaar jou hart teenoor die Skepper wat jy sê oor sy skepping. So dink anders, want dit gaan jou help met jou gesin. Nommer 2, bly rein. Hierdie is 'n belangrike een. Paulus skryf in 2 Korintiërs 6:6, we prove ourselves. Jy bewys wie jy is deur hoe rein jy is. You prove yourself to be by your purity. Our understanding, our patience and kindness by the Holy Spirit within us, and by our sincere love. But you prove yourself. Hoe rein jy lewe, bewys wat jy van jouself glo. Reinheid, ouens, is 'n baie interessante ding. Ek praat nie van skoon nie, as jy skoon wil wees van die koekie seep op die bad. Hoe werk die koekie seep? Jy moet hom apply. As jy net op die bad se kant, daar op die bad lê en nie die seep aan sit nie, gaan jy nie skoon word nie. Jou hande gaan vuil bly, jou lyf gaan vuil bly. You need to apply the soap to get clean. Hoe bly ek en jy rein? We need to apply the blood in our lives. We need to dress ourselves with Christ. We need to be led with the ruach, the wind, the breath of God, the Holy Spirit. As jy in jouself glo, dan lewe jy rein lewe wat naby is aan die Here. Jy apply wat nodig is om te word wie God gesê het jy kan wees. So jy vat dit wat hy jou gee en jy kleed jouself daarmee. Gees, siel en liggaam, Vader, Seun en Heilige Gees. You need to get it, and when you've got it, hold on to it. Bly 'n rein man. Nommer 3, bly getrou. Dit is so belangrik om getrou te bly. Spreuke 3 sê, moet nooit op om die Here lief te hê nie. Hou aan om reg te leef. Ouens, in die begin van die jaar maak ons baie nuwejaarsvoorneme en gereeld dan sal jy hoor mense sê ek het hierdie voorneme of ek het dit of ek het dat en jy kan aanpassings maak. Jy kan regtig. Gister was ek vandag by die dokter en ek moet vandag vir 'n paar toetse gaan. Dis net my jaarlikse ondersoek en goed, nou ek het niks geëet vanoggend nie.
Ek sê vir Jackie, miskien moet ek maandag gaan, want dis vroeg in die oggend, is koud, ek wil hom 'n koppie koffie inkry. Nou mag ek niks eet of drink nie. Maar nou besef ek het 'n afspraak wat nou wag, ek mag niks eet of drink totdat ek die bloed getrek het nie. Daardie informasie het gemaak dat ek die koffie vanmôre een kant toe skuif. Ek het nie eens water gedrink nie, ek het niks gedrink nie. Why? I applied my mind to the instruction of God so that I can go and do what I'm supposed to do today. Ek moet gaan bloed trek en om daardie bloed te trek mag ek niks voor die tyd eet of drink nie. Informasie met applikasie maak dat jy goed kan beleef en ervaar. Jy kan dit doen. Jy kan vir jouself sê, ek wil 'n oggend vas. Jy kan vir jouself sê, ek wil 'n diens bywoon. Jy kan vir jouself sê, ek wil 'n hoofstuk in die Bybel lees. Jy kan daardie tipe geloof in jouself sit. You just need to start to do it. And when you apply it, your life will start to change. Bly getrou om aan te hou. Nommer 4. Bly geduldig. Bly geduldig. Ek dink julle almal kan met my saamstem. Ons lewe in 'n tyd van verskriklike ongeduld. In die week maak hulle die kruising reg al by Westfalia skool en daar's 'n nuwe tyreplek of wat ook al in. Ek praat nou nie vir of teen wat ook al die owerhede doen nie, maar daar's 'n faksie wat die hele 4 rigting toe nou blokkeer en hulle maak die kruising reg. Nou moet jy deur 'n slip moet jy nou in en uitry. En 'n baie bekende vrou hier in ons stad, ek ken haar baie goed en meeste van julle sal haar ook goed ken. Hoe die ouens toe nou werk, hulle het so 3-4 karre ry, dan stop hulle, dan met 3-4 karre van hierdie kant af ry, want ons moet almal net deur daai ronde slip nou daar gaan. Ons nie 'n reguit pad links of regs nie, ons moet almal deur die slip sodat hulle die pad kan teer en regmaak. Nou ek kan sien, sy is baie haastig, maar sy kom en sy druk daai voertuig van haar se neus so in die nie blanke man, broer staan daar so en hy wys waar stop sodat die ander hulle geleentheid kan kry, maar sy ry amper bo hom. Sy ry regtig amper bo hom. Ek staan daar en ek kry vir 'n oomblik skaam oor haar ongemanierdheid en ek dink, ek ken jou, ek is lus ek bel jou man en dit was regtig nie nodig nie. Ek het alles gesien wat daar gebeur het, ons ongeduld. En ek hoor hoe hierdie werker trek weg, maar hy vloek vir haar op 'n manier wat my hart geskeur het. Soveel so, die Here is my getuie. Ek ry tot op die sypaadjie en ek gaan stop en ek klim uit en ek loop na hom toe en ek vra hom om verskoning. Hy kyk my so, hy sê, "Hey bos, die vrou het nie nodig gehad om ek sê, ek het al gesien wat gebeur het, ek vra hom verskoning, ek sê, maar hoekom vloek jy haar so? Hy sê, ek is jammer. Hy gee my 'n druk en daai man begin huil en hy sê, ek wil net my job doen. Ek wil net my job doen. En ek besef partykeer dat ons voortvarendheid en ons selfregverdigheid en ons arrogansie en ons maak partykeer dat ons goed ontlyk by ander mense wat hulle nie graag sou wou doen nie. Natuurlik, as jy pressure apply, gaan die goed uitkom wat daar binne is. Maar nou nog is my hart eintlik seer oor die manier hoe daardie vrou het hanteer het. En ek wonder hoeveel keer, omdat ek en jy die gemak van 'n voertuig het en dat ons die gemak van vryheid het, en dat ons die gemak van arrogansie het en dat ons kan doen net wat ons doen. Ek wonder as ons partykeer net stop en net vir ander mense gaan sê, "Skus, ek was haastig. Sorry, is my fout. Ek is jammer." Of jy nie net by ander mense nie, maar by jouself gaan geloof gaan wek. Ons kan hierdie stad verander. 'n Nasie kan terugdraai na die Here toe. Niks is buite beheer, mits ons dit kies nie. Ons ongeduld bring 'n irritasie. En ek wonder wat sal die dag gebeur as God met my en jou ongeduldig moet raak. As God met my en jou moet werk hoe ons met ander mense werk. Wonder. Dankie Here dat die skrif ons beloof, hy stadig. Daarom bly geduldig, want as 'n groot beloning. Moenie toelaat dat 'n kraakie in jou vertroue kom en dit wat God sê, wat God vra en God van jou verlang nie. Wie op hom bly vertrou, sal 'n groot beloning by hom kry. Kom ons staan saam. Ouens, ek wil hê met my hoor vanmôre, ek is lief vir jou. Gee om vir jou, bid vir jou.
Is my belangrik dat dit met jou goed gaan. Maar ek kan jou nie help met jou geloof nie. Wat jy glo en hoe jy dit sien nie. Net jy kan. Jou vrou kan vir jou bid. Jou baas kan jou 'n salaris gee. Die kerk kan in die gap vir jou staan. Beloof jou, sal jou ene begrawe, sal jou kinders doop, ons sal alles vir jou doen. But we can do nothing for you. You need to do it for yourself. You need to believe that God is in a process busy with you. Daar's 'n beter belofte. Intussen daardie beter belofte en dit wat moet kom met jy jou denke rig. Jy moet jou rein hou. Jy moet getrou bly. Jy moet geduldig wees. En dan sal op die regte tyd kry wat God vir jou gesê het, dis 'n beloning. The right thing will happen at the right time. You just need to believe it. Ek gaan jou in hierdie reeksie op 'n reis vat om jou te help. Your altitude will determine your attitude. Your attitude will determine your altitude. Ons gaan beide kante toe dit swaai. En ons gaan kyk hoe hoog en ver jy kan gaan as jy net weer kan begin glo. Kom ons bid saam. Here, help ons in Jesus naam. Amen. Bring 'n broer, sien jou volgende week om 6. God bless. Moenie maandag aand vergeet nie. Lief vir jou, waardeer jou.